dankie die wêreld, nee die mikrofoon of die speaker gaan nie werk nie, daar's nie krag vir hom nie. Maar ek het daarom 'n bietjie krag en die ding het krag en daai ding het krag. So, ek wil vir julle vra vanmôre om regtig weer net te fokus op dit wat vandag gebeur, Opstanding Sondag. Vrydag het gebeur en Jesus is gekruisig vir jou en vir my, hy het die prys betaal. Maar vanoggend staan ons saam met die vrouens, Maria Magdalena en die res wat daar was, en saam met die disippels en ons sê maar, die graf is leeg. Die graf is leeg. Ek wil vir jou daai gedeelte lees uit Johannes 20. Hy is daar in jou uitdeelstukkie. As jy hom wil saamlees, Johannes 20 vanaf vers 1. Die leë graf. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop en gaan na Simon Petrus en die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipele toe uitgekom na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het is vinniger as Petrus gehardloop, en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Toe sien hy die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit gesien en geglo. Ek wil vir jou vra, jy daar by die huis en ons hier vanmôre, as jy deur die dag 'n kans kry, gaan lees die res van Johannes 20 en ook 21 en gaan sien wat het gebeur toe Jesus opstaan. Ons sien 'n paar dinge. Die graf is leeg, dis so. Die graf is leeg, sy liggaam is weg. Ons lees van die tweestryd tussen Johannes en Petrus. Die een wil altyd wen, die een vir wie Jesus lief is. Hy hardloop eerste en Petrus is eerste by die graf in, en al daai dinge sien ons dat om in God se teenwoordigheid te kom of in Jesus se teenwoordigheid te kom, is vir baie mense 'n battle. Dis van ja, maar ek is nie goed genoeg nie, of ek is die beste, jy weet, check my. Totdat ons kom en hom by die graf kom, dan sê ons maar, ek het nou gewen, maar nou is ek onseker, nou is ek, wat gaan ek daar binne kry, hoe werk dit? Mense het my nou genooi vanmôre om hier te wees, en hier is ek nou wat nou? Hoe nou? Jy maak my op my senuwees, en dan kom die ander ou en sê, maar kom ek wys jou. En dis amazing, julle, dat God ontmoet jou waar jy is. God is beskikbaar vir jou vanmôre waar jy is. As jy hier sit, as jy aanlyn is, daar waar jy is, en jy sê, vandag het Jesus uit die dood uit opgestaan vir my, dan is jy op 'n goeie plek, want jy sien toe Johannes uiteindelik in die graf ingaan, en hy sien die kopdoeke, en hy sien die leë graf, toe het hy geglo. Baie van ons glo nie sommer net enige ding nie. Dis 'n kwessie van, maar show me your money, jy weet, hoe werk hierdie ding? Jy kan nie my net 'n storie vertel, en dan moet ek nou alles glo wat jy sê nie. Nee. Wys my, en die oomblik toe Johannes sien, toe glo hy. Maar wat het Johannes gesien? Wat het die res van die disippels en die vrouens gesien nadat die graf leeg is? Ons lees dat Maria Magdalena sit by die graf en huil. En toe sy in die graf inkyk, toe's daar twee engele binne. Een by die kop en een by die voet en hulle vra vir, hoekom huil jy? En sy sê, maar hulle het my Jesus gesteel, hulle het sy liggaam gevat. En sy gaan uit en sy kry die tuinier. Sy herken nie vir Jesus nie. En toe sy vir hom sê,
Hulle het my herder gevat, hulle het my Here gevat, hulle het sy liggaam gesteel. Wat sê Jesus vir haar? Hy sê nie vir haar, ag jou dom mens, hoe word wakker? Nee. Hy kyk haar na oë en hy sê vir haar, Maria. En toe haar op die naam roep, toe herken sy hom, toe sien sy hom. Jy sien, ek en jy vanmôre het 'n persoonlike ontmoeting met Jesus nodig, waar hy kom en hy sê, jy, so en so, ek praat met jou. Kyk, maak oop jou oë, ek staan reg voor jou, kyk, ek leef. Jesus verskyn aan Maria Magdalena eerste. En dan die disippels, daai selfde aand. Die disippels kruip weg in die boventrek, hulle is bang. Die Romeine vervolg hulle, dis chaos, dit is. En skielik is Jesus daar. En wat sê hy vir hulle? Wat sê hy vir hulle? Ja, julle het om bankbroeke, julle kruip lekker weg, nee. Nee, Jesus se liefde, hy kom in en hy sê, ek gee vir julle vrede. Ek gee vir julle vrede. As jy vanmôre hier sit, en jy sit vir die see en kyk, en die son gaan enige oomblik daar oorkom, daar waar daai bootjie nou ry min of meer omtrent, dis waar die son gaan uitkom, reg agter ons. En julle sal sien, kyk asseblief baie mooi, dat op daai heuweltjie daar agter, as die wolke dit toelaat, staan 'n klomp windmeulens, en jy gaan sien die kruise daar, dis net fenomenaal. Maar wat gebeur môre julle, hier's baie stoele hier reg voor, kom, daar, julle hoef nie voor te sit nie, hoor, net daar, daar's vir jou stoel, boeta, kom sit gerus. Jesus verskyn aan die disippels en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. Jy sien, maar met daai oomblik, toe Jesus aan die disippels verskyn in die boventrek, was Thomas nie daar nie, ongelowige Thomas, onthou julle vir hom? Ja, hy was nie daar nie. So Jesus sê, vrede vir julle, en hy los dit daar, hy is weg. En toe, die volgende keer, by die see van Galilea, by die meer, toe is die disippels weer by mekaar, en hierdie keer is Thomas daar. En toe kom Jesus en hy sê, vrede vir julle, weer 'n keer, dieselfde woord, vrede vir julle. Hy praat nie ander stories nie, hy het nie 'n saak met wat in die, hy praat eerste. En wat doen hy nog? Hy sê vir Thomas, jy wil ons nou sien, kom, sien. Kom, druk nou waar jy jou nou wil druk. Jesus het 'n fisiese liggaam. Jesus het nie net geestelik opgestaan nie, hy het fisies opgestaan. God die Vader deur die Heilige Gees het hom opgewek. Jesus het opgestaan. Kry die rolle wat gebeur. Vanmôre kom Jesus en hy staan voor jou en hy sê, ek klop aan die deur van jou hart as jy oopmaak. Hallo, oop graf, oop gat in jou hart. As jy oopmaak, sal ek inkom en ek sal jou kom wederbaar. Ek sal jou kom opwek sodat jy kan opstaan. Man, ek hou van die Afrikaanse woordspeling van hoe die Here dit prakties vir ons wys. Hoe mooi sit die see sagter, nee, boem, net toe ek begin hard praat. En dan, terwyl hulle daar by die meer is, dan herstel Jesus ook Petrus se rol as hoofdisipel, as herder. Hy sê vir Petrus, laat my skape wei. Laat my lammers wei. En dit verwys terug na toe Johannes en Petrus na die graf toe hardloop, en Johannes kom eerste daar, want hy is die atleet van die dag, maar hy gaan nie eerste in nie. Hoekom nie? Was hy bang? Nee. Hy het gesag verstaan, want Petrus was die hoofseun. Petrus is eerste in. Ek en jy vanmôre, ons het dit al hoeveel keer vir mekaar gesê, staan onder die gesag van Christus, en hy gee vir ons 'n rol om te vertolk. Een ou slaan die gazebo op en breek hom. Ander ou maak vuur net nou. Ander ou doen dit. Ander ou. Ek en jy het 'n plek in die koninkryk van God om te sê, kom ons gaan net en gaan kyk net. Daag net op. Jesus gaan jou herstel in jou ereposisie. Baie interessant. Niemand in enige van die evangelies vertel
wat het gebeur by die opstanding nie. Hoe het dit gebeur? Vandat die disippels die vorige nag weg is, totdat hulle die oggend daar teruggekom het, wat het daar gebeur? Hulle sê nie. Niemand sê nie, hoekom? Want hulle weet nie. Jy sien, daar kom 'n tyd en 'n punt en 'n plek, waar ek en jy sê, die graf is leeg, Jesus leef, omdat hy leef, sien ek kans vir môre, omdat ek leef, omdat hy leef, het ek nie vrees in my hart nie. Ek verstaan dit nie, want ek was nie daar nie. Ek kan jou nie sê nie, dis 'n goddelike, geesvervulde oefening. Niemand weet nie. Vanmôre met opstanding Sondag wil ek hê ons moet fokus daarop. Ons moet kyk na die oop graf. Ons moet kyk verby die oop graf en die opgestane Jesus sien. Want as Jesus nie opgestaan het nie, het hy nie die dood oorwin nie, het hy nie die vyand oorwin nie, het ek en jy nie die geleentheid om in oorwinning te leef nie. Die dood is oorwin. 'n Paar historiese feite gou-gou. Jesus het opgestaan, hoe weet ons dit? Hy het verskyn aan 'n klomp mense in 'n herkenbare vorm met 'n fisiese liggaam. Maria Magdalena, toe hy met haar praat en vir haar sê Maria, toe herken sy hom. Toe die disippels hom sien, toe sê hy, "Wow, hier's hulle. Die Emmausgangers, hulle loop hulle dink dit was Johannes en Maria. Hulle weet nie, maar hulle dink dit was hulle. En hulle stap, hier's nog 'n ou, hulle ken hom nie. Praat en toe Jesus vir hom sê, hier is ek, toe herken hulle hom. Paulus, toe hy nog Saulus was op die pad na Damaskus, daar loop hy kom daar en net so openbaar Jesus aan hom en hy sê vir hom, wat wil jy hê van my seun van die lewende God? Hy roep hom by die naam. Hy het 'n fisiese liggaam, hy kommunikeer met die mense, hoorbaar, verstaanbaar, in 'n taal wat hulle verstaan. Vandag praat ek en jy met mekaar Afrikaans. Jy kan Hebreëus en Aramees en jy kan praat wat jy wil. God kom praat met jou vanmôre en hy roep jou by jou naam en hy praat met jou in jou eie taal. Hy is die opgestaande Jesus. Hy bring troos. Hy bring troos vir Maria. Die oomblik toe hy vir haar sê Maria, toe herken sy hom en sy raak kalm. Die oomblik toe die disippels hom sien en hulle raak 'n bietjie paniekerig, toe sê hy vrede vir julle. Hy bring vrede. Hy bring vrede absoluut aan mekaar. Belangrik, Jesus stuur die disippels uit om te gaan disippels maak. Ons sal in hierdie tyd wat oploop tot Pinkster, sal ons gesels oor Jesus se bediening tussen sy opstanding en Pinkster. Maar ek en jy vanmôre sit hier en ons beleef dit en die son gaan kom, die son is besig om te kom, hy het klaar gekom, die wolk is voor hom, maar ek en jy het vanmôre die voorreg om te weet. Jesus sê vir jou en vir my, gaan. Hy sê nie, hoorie, as jy so voel, nê, dan gaan jy bietjie, as die petrolprys dit toelaat, nê, dan dink ek tog is 'n goeie plan dat ons bietjie, nee, Jesus sê gaan. Waarheen moet jy gaan? Jerusalem, Judea, Samaria, die uiteinde van die wêreld. Waar's dit in ons verwysing? Hier in Jeffreys Bay, dalk 'n bietjie PE toe, dalk 'n bietjie uit in Haag toe. Die van ons wat waaghalsig is, kan Gauteng toe gaan en die res van ons kan Israel toe gaan en daar die oorlog gaan aanvat. Maar ek en jy het 'n opdrag van die opgestane Jesus wat sê, gaan en gaan maak disippels. 'n Laaste gedagte. Jesus het opgestaan, min of meer 2000 jaar terug. Maar Jesus lewe en werk in real time vandag. As jy vandag hier sit, wil ek vir jou vra om net vir 'n paar oomblikke stil te raak in jou hart. Kyk vir die son, kyk wat gebeur daar agter, kry dit in jou kop, kom deur die oop graf, sien Jesus voor jou hart staan en sê, waar's jy? Wat doen jy? Ons gaan nagmaal gebruik. Jy aanlyn asseblief, kry jou nagmaal elemente bymekaar. Kom ons gedenk dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons wat hier sit vanmôre, Nico, kan ek jy en Willie kan ook julle vra asseblief om gou vir ons die nagmaal elemente uit te deel. Julle hoef nie 'n lidmaat van 'n gemeente te wees nie. Jesus sê,
so gereeld as wat jy by mekaar is, gedenk wat ek vir jou gedoen het. So as jy 'n oortuiging in jou hart het dat Jesus jou redder is, jy is welkom om nagmaal te gebruik vanmôre. Dit is waaroor dit gaan. Terwyl hulle vir ons bedien, kom ons sit net so. Hou vas hom tot almal bedien is, dan gaan ons dit saam gebruik. Baie dankie. Dankie, Boeta. Ekskuus, Nico. Dankie. Ek gaan vra Dons, ons stop die opname. Ek gaan vra dat ons die ouens aanlyn groet.